Goeiemôre my geliefdes. Ek groet julle vanoggend in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. En gun my asseblief die voorreg om vanoggend vir elkeen van julle te sê: 'n geseënde Christusfees word aan julle toegebid en mag hierdie jaar wat kom vir julle net mooi inhou. Baie dankie dat julle vanoggend ook ingeskakel het by hierdie erediens op die 25ste Desember 2024. Mag die Here gee dat sy woord ook vir ons vanoggend sal optel en vir ons nuwe krag en visie gee vir ons pad vorentoe. Ons skrifteks vanmôre kom uit Efesiërs 4 vanaf vers 8 tot 10. Terwyl die woord van die Here so voor ons oop is, kom ons gaan vir 'n oomblik saam bid en die Here vra dat hy vir ons sy woord sal oopbreek. Ons dierbare Here Jesus, baie dankie dat ons vanoggend die voorreg het om in 'n Suid-Afrika te kan wees waar ons u woord nog vry kan verkondig. Dankie Here dat u op hierdie besonderse podium en forum op hierdie Zoom kerk ook met ons kan praat terwyl ons nie by mekaar is nie, Here, maar dat ons verspreid is op baie plekke en dat u woord nog suiwer en hoorbaar by elkeen kan uitkom, daar waar ons ook al is. U sê in die woord vir ons, waar 2 of meer in my naam vergader, daar sal ek by julle wees. En ons sê vir u dankie dat u vanoggend by ons is. Immanuel, God met ons. Here, seën asseblief hierdie woord vanoggend op 'n baie besonderse manier aan elkeen. Ons bid dat elkeen wat na hierdie opname sal luister ook groot vreugde en blydskap sal vind in die hoor van u woord. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Vriende, ons lees saam uit Efesiërs 4 vers 8 tot 10 en daar staan geskrywe: daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes gevange geneem en gawes aan mense gegee. Maar hy het opgevaar, wat beteken dit anders as dat hy ook neergedaal het in die onderste dele van die aarde. Hy wat neergedaal het, is dieselfde as hy wat opgevaar het bokant al die hemele, sodat hy alles tot volheid kan bring. Tot sover ons skriflesing. Mag die Here sy woord seën aan ons elkeen. Kersfees, wat 'n wonderlike tyd vir baie mense. Immanuel, God met ons. Jesus se geboorte. Jesus het uit die hemel uit neergekom om mens te word by ons. Dis 'n tyd van liggies en 'n tyd van geskenke en 'n tyd van welwillendheid. En so kom die Here ook en hy gee vir ons Jesus Christus as 'n geskenk. En dit is hoekom ons ook Kersfees vier. Maar nou sê julle vanoggend vir my sê, Gerard, maar waarom praat jy met ons oor iets so donker as die sleutels van die doderyk? Die sleutels van die doderyk. Wat het dit met Kersfees te doen? Die Bybel sê vir ons vandag in Efesiërs 8 tot 10, maar hy het opgevaar, wat beteken dit anders as hy dit ook, as ook dat hy neergedaal het in die onderste dele van die aarde. Jy sien my broer en suster, ons kan nie die boodskap van Kersfees verstaan sonder die hele lewe van Jesus Christus nie. Naamlik ook sy dood,
en sterwe aan die kruis en sy opvaar na die hemel en sy wederkoms nie. Maar die Bybel is 'n wonderlike boek. En die Bybel beskryf vir ons dinge wat ons nie altyd weet nie. En hier in Efesiërs 4 word daar vir ons 'n prentjie geskets of 'n aksie geskets wat ons nie altyd lees nie. En ek wil vanmôre graag daaroor praat. Jy sien, geboorte en dood is baie nou aan mekaar verbind. Ons sien dat toe Jesus gebore is, het dit ook die dood van baie babetjies onder die ouderdom van 2 jaar beteken, toe Herodes die kindertjies doodgemaak het. Neerdal en opvaar, vernedering en verhoging. Wanneer ons aan die geboorte van 'n babetjie blootgestel word, dan bring dit vir ons uitermate vreugde. Ons is verheug, ons is bly, daar is 'n euforie, 'n hoop en 'n verwagting vir hierdie nuwe lewetjie wat in hierdie lewe ingekom het. Maar wanneer ons staan voor die dood van 'n geliefde, van vriende, dan bring dit 'n ander gevoel by ons mee. Beklemming, vrees, smart, hartseer, emosionele pyn. Vanmôre wil ek graag praat oor 'n as ware samevatting van hierdie woordterme lewe en dood, paradys en gevangenis, hemel en hel, wat alles te doen het met Jesus se koms na hierdie aarde. As jy hierdie opname het en jy wil later 'n bietjie teruggaan en dan kan jy ook na ander gedeeltes gaan kyk. Handelinge 2 vers 7, Romeine 10 vers 6 tot 7, 1 Petrus 3 vers 18 tot 20, 1 Petrus 4 vers 6, ook Openbaring 1 vers 18 en dan die geleesde gedeelte Efesiërs 4 vers 8 tot 9. Wat alles te doen het oor hierdie aksie wat Jesus uitgevoer het nadat hy gesterf het aan die kruis op Golgotha. Efesiërs 4 vers 9 praat van neerdal na die onderste dele van die aarde. En wat Jesus daar gaan doen het, sal vir my en jou skok. Jesus het neergedaal na die ryk van die dood en die doderyk. Jy sien, nadat Jesus gesterf het aan die kruis, was sy liggaam neergelê in 'n graf. Maar die Bybel sê vir ons dat sy gees, sy siel, het iewers anders heen gegaan. Hy het gegaan na wat die Hebreëus vir ons noem Hades en wat ook genoem word die Sheol. Nou hierdie Hades waarvan gepraat word, is nie die hel nie, maar dit is 'n wagplek van die dode. Die Bybel beskryf dit vir ons, veral in Lukas 16, as dat daar 2 gedeeltes in hierdie ryk is, hierdie dode ryk. Een vir die regverdiges en een vir die bose mense, of die bose. Dink daaraan as 'n tronk aan die een kant en aan die ander kant 'n plek van vryheid, soos 'n paradys of 'n eiland. Beide is tydelik, maar baie verskillend. So ons vra die vraag af, wat het Jesus daar gaan doen? En die heel eerste ding wat Jesus gedoen het, nadat hy sy asem uitgeblaas het, op die kruis op Golgotha, is hy het in die doderyk en die plek van die dood ingestap. En hy proklameer en hy roep uit sy oorwinning oor die geeste en siele van die wat in gevangenskap is. 1 Petrus 3 vers 19 sê vir ons,
in wie hy ook heen gegaan het en gepreek het vir die geeste in die gevangenis. Dit beteken Jesus het nie gegaan om te ly in die doderyk nie, maar om te triomfeer. Dit was 'n oorwinningstog gewees, 'n prestasie wat hy wou aangekondig het, 'n tyd van vreugde, 'n sogenaamde toer de force, waaraan hy uiteindelik aan die duiwel en die bose geeste en die mense wat in hierdie doderyk, hierdie plek is, aangekondig het. Ek het oorwin. Hy proklameer teenoor die gevalle engele, die bose geeste, dat hulle neerlaag geseël is. Dink aan die skok, verbeel jou aan die skok, toe Jesus in hierdie ryk van die doderyk en die duisternis ingestap het. Toe Jesus lewendig en triomferend op hierdie plek van duisternis opgedaag het, selfs in die dood het Jesus oorwin en verower. Hy verlos die regverdige siele. Voor Jesus se opstanding het die regverdiges wat gesterf het, kon hulle nie in die hemel ingaan nie, maar is hulle half in 'n voorkamer geplaas waar hulle gewag het, 'n wagkamer. En hulle het gewag in hierdie tussentoestand, hierdie plek van Lukas 16 vers 22 wat genoem word die boesem van Abraham. In afwagting dat Jesus se werk voltooi moet word. Maar toe Jesus sterf en hierdie pad oopmaak, hierdie weg oopgemaak het, sê Efesiërs 4 vers 8 vir ons, het hy na die hoogte opgevaar en het hy die krygsgevangenes saamgeneem en die gawes aan mense gegee. Hierdie krygsgevangenes is mense wat vasgevang is deur die doderyk en die dood. Jesus is die wat in gevangenskap was, in die bande van die dood, die regverdiges, se siele het hy as ware gaan haal. En hy het hulle vrygemaak en hy het hulle saam met hom geneem op sy triomftog na die Vader in die hemel. Wat 'n kragtige boodskap, 'n reddingspoging, 'n reddingsmissie het Jesus nie hier uitgevoer nie. Die Bybel sê vir ons, Jesus het ook die sleutels van die dood in die Hades of die Sheol of die doderyk het hy afgeneem. Openbaring 1 vers 18 sê Jesus as koning en die lewende, ek was dood en kyk, ek leef tot in aller ewigheid. Amen. Ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. En let wel, hierdie woord sleutels is in die meervoud. Dit is meer as een sleutel wat groot betekenis het vir my en jou, wat ook vasgevang is tussen geboorte en dood. Die oomblik toe Jesus opgevaar het, het hy nie net in die doderyk en in die ryk van die duisternis ingesluip geloop nie. Nee, hy het autoriteit oor dit geneem. Verbeel jou Jesus mars in die vyand se gebied in. En hy gryp die sleutels van die dood en die doderyk en sê, jy het nie meer beheer hier nie. Van die oomblik af is jou krag verbreek. Die krag van die dood en die vrees en die bande is verbreek in die werk van Jesus Christus. Daar is 'n epos wat geskryf is wat hierdie gebeurtenis
so dramaties uitbeeld, waar Jesus as ware, toe hy in die doderyk instap, toe skop hy hierdie deure, hierdie poorte van die hel, skop hy as ware oop, en hy ruk hierdie deure af, en hy smyt dit op die grond neer, en hy stap daarin, en hy stap reguit na die Satan toe, en hy gryp die Satan voor sy bors, en hy tel hom op, en hy gooi hom op die grond neer, en met sy regtervoet trap hy op die kop van die Satan, en hy vat as ware, skeer as ware, hierdie sleutels, wat die Satan by hom het, van die dood en die doderyk, skeer hy vir hom al weg, en hy sê, ek het oorwin. Dit is wat Kersfees in beginsel beteken. Dit is wat Jesus se lewe in beginsel beteken. Dit is wat sy dood aan die kruis beteken. Dit is wat sy opstanding beteken. Jesus het oorwin. Hy het die deure van die hel verbrysel. Toe Jesus vir Petrus gesê het in Matteus 16 vers 18, die magte of die poort, hy het gesê, Petrus, op jou sal ek my kerk bou, jy is die rots op wie ek my kerk sal bou, en die magte en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En Jesus het nie gepraat van letterlike deure nie, maar hierdie hekke of poorte of magte verteenwoordig autoriteite en struikelblokke. Die Engelse woord praat van barriers. Toe Jesus opgevaar het, het hy die poorte en die magte en dit wat vashou, elke geestelike ketting en binding wat die regverdiges gevange hou, het hy verbrysel. Hy het nie die hel binne gesluip nie, hy het die hel binne gestorm en dit oopgebreek. Jesus het nie net gesterf en opgestaan nie, maar hy het verower en hy het bevry. Die Engelse woorde, he conquered and he liberated. Jesus het as ware hier in hierdie doderyk en die dood ingestap, en hy het 'n gevegsfront, 'n oorlogsfront, dit omskep, en hy het gewen. Hy het hierdie oorlog gewen. Hy het nie net die geveg gewen nie, maar die oorlog gewen, wat al vir, ons weet nie hoe lank, al daar was nie. En nou het die krag van die dood geen houvas meer op enige iemand wat in Jesus Christus glo nie. As Jesus, my broer en suster, die dood en die doderyk kon verower, dan kan hy enige donkerheid in my en jou lewe verower. En daarom is die boodskap van Kersfees nie net oor die geboorte van 'n babietjie nie. Dit gaan nie net oor hierdie geskenk wat in ons gegee is, naamlik dat God het Jesus gestuur om mens te word nie. Nee, dit gaan oor Kersfees, oor oorwinning, oor magte en kragte wat vashou. Dit gaan oor die oorwinning, oor magte en kragte wat mense gevange neem, wat mense oorheers, wat mense vrees inboesem, wat mense onseker maak en twyfeling bring, wat mense in eensaamheid dompel, hulle wat verwerp is, hulle wat voel hulle is niks werd nie, hulle wat voel ek het niks meer oor om voor te lewe nie. Maar die boodskap van Kersfees en die boodskap van Jesus se oorwinning oor die dood en die doderyk en die sleutels van die dood en die doderyk is 'n boodskap van vryheid. Ek en jy is vry gemaak deur die Lam van God.
Jesus Christus, die Seun van God, wat oorwin het. Hy het ons losgemaak. Hy het vir ons kindskap gegee. Hy het vir ons 'n erfdeel gegee. Hy het vir ons hoop gebring. Hy het vir ons die hemel gebring. 'n Plek waar daar geen dood of trane of hartseer of verwydering is nie. Jesus Christus het ons vergewe met sy kosbare bloed. Hy het ons duur gekoop met sy kosbare bloed. En daarom is God se grootste geskenk aan ons dat hy die sleutels van die dood en die doderyk in sy hande het. Ek en jy wat vasstaan tussen twee sekerhede, naamlik ons geboorte en ons dood, het hierdie hoop in hierdie Kersgety, dat die dag as ek sterwe, en ek het geglo in Jesus Christus, en ek het Jesus Christus as my verlosser aangeneem, dan sal ek die dood nie sien nie. Dan sal ek die duisternis nie sien nie. Maar sal ek wees in die teenwoordigheid van die Allerhoogste God, gewas deur die bloed van die lam, vry, want Jesus het die oorwinning behaal. En dit is die Kersfees wat ons vier, van Jesus wat mens geword het. Amen. En kom ons bid saam en sê vir die Here ook dankie vir hierdie aksie om die dood en die doderyk te oorwin en vir my en jou vry te maak. Here Jesus, baie dankie dat ons in hierdie Kersgety ook kan weet dat ons hierdie geskenk van U ontvang het. Dat die dood en die doderyk en die gevangenis en die bindinge in hierdie wêreld en die sonde het nie meer mag oor ons nie. Dat ons hoef selfs nie eens die duiwel en sy bose magte te vrees nie. Want hy wat binne in ons is groter as hy wat in die wêreld is. Dankie vir hierdie kosbare boodskap, Here, en vir hierdie daad, hierdie aksie van triomf wat U oor die dood en die doderyk bereik het. Dankie dat ons kan lewe in Jesus Christus in blydskap en dat ons kan gee in blydskap en dat ons vrede en hoop en verwagting in ons harte en ons lewens kan hê. En wanneer ons dan ook vanmôre of uitgaan en geskenke aan mense gee, dat ons vir hulle hierdie geskenk van Jesus Christus in sy volheid sal gee, nie net die herdenking van U geboortedag nie, maar ook die sleutels van die doderyk en die sleutels van die dood is in die hande van die Lam van God. Seën ons met hierdie boodskap verder, Here. Ons loof en prys U in Jesus se wonderlike naam. Amen. Kom ons sluit af hierdie diens en ons sing 'n laaste lied saam tot eer van die Here. My liewe vriende, ek wil julle graag groet vanoggend met hierdie woorde. Die heel beste Kersgeskenk kan nie gekoop word nie. Die beste Kersgeskenk wat jy kan kry, is die vreugde en vrede van God in jou hart. 'n Tyd om dit met jou geliefdes te deel. Mag jy en jou hartsmense hierdie Kersfees God se onbeskryflike liefde, sy seën en sy genade in oorvloed ervaar. 'n Geseënde Kersfees aan julle elkeen. Baie dankie dat julle vanmôre hier saam met my was en
saam met my gedeel het. Ek hoop julle het 'n regtig 'n mooi dag en 'n mooi vakansie wat voor lê. Ons sien mekaar in die nuwe jaar, een of ander tyd.